Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Chat gerus met my of met Reeps of Salnaand. Ons sal graag jou bietjie wil deel oor wie ons is en wat ons doen. Maar as jy ook nie is, ons gaan aan met ons reeks in Handelinge en om te sê, dis so ryk teks. En ek gaan weer begin net om ons 'n recap te gee oor die storie, soos wat ons dink aan die vroeë kerk en Petrus se preek hier. Maar ja, ek het gedink ek gaan hierdie stuk preek in een preek. En ek het vinnig in die week besef, dit gaan nie werk nie. En so my hart is om vir julle te sê, ek het hierdie preek opgedeel in 2 preke. Hierdie is Petrus wat die evangelie verduidelik aan die vroeë kerk, en ek wil eer bring aan die feit dat ons vers vir vers probeer gaan deur hierdie reeks. Ek wil nie iets uitmis nie of iets afwater onnodig nie. Dis God se woord wat boor ons is hier. Ek sluit om die call te maak. Arme Doopie sy volgende week gepreek het. Ek jammer Doops nie meer nie. Hy gaan eers na kamp preek. Maar dis omdat ons gaan kyk na vanaand in 2 dele. So hierdie is deel 1, maar anyway, dis genoeg gesê. Ek gaan vinnig weer nooit genoeg bid nie. Ek kort die help vanaand. En so kom ons bid weer en dan spring ons in en kyk na wat God vir ons wil sê vanaand. Almagtige God, Papa Vader, ons kom net in die naam van Jesus en my gebed vanaand is soos Gees gestuur om Petrus te versterk op hierdie dag om hierdie preek te lewer. Gee my krag vanaand. Soos wat ek dit weer probeer deurgee aan ons vanaand. Gee my krag, dieselfde krag om dit te kan preek aan ons en maak ons harte oop. Soos U die skare se harte oopgemaak het daai dag om hierdie woord te ontvang. Bid in Jesus naam alleen. Amen. So, soos elke week, ons moet net verstaan, hierdie is 'n storie. Op die einde van die dag is Handelinge 'n storie. Ons moenie uitmis op die storie element van Handelinge nie. En dis die storie van die vroeë kerk. En so laasweek het die storie die Gees het gekom op die vroeë kerk. Mense het letterlik ontplof in 15 verskillende tale wat hulle nog nooit gehoor het nie, nog nooit van gehoor het nie, en hulle het begin praat in hierdie verskillende tale en mense het hulle verstaan. En hulle het in hierdie die Gees het nou gekom op elke gelowige en hulle het die wonders van God verkondig. Die hele gebeurtenis was so opwindend, so gelaai. Die wind het so geluid gemaak dat die Gees neergekom het. Die begin opbou. Ons lees in Handelinge 12 van laasweek se teks, die skare staan daar en hulle is amazed and perplexed. And they're asking one another, what does this mean? Gaan nie aan. En dit is wat ons lei na vanaand toe. Petrus sien, hulle dink hierdie mense is dronk, maar is 9:00 op, so dit kan nie wees nie. En voor enigiemand die verkeerde idee kry, begin hy praat met die skare en hy sê, hy wil verduidelik wat hier aangaan. Hy praat met skare, so dis ons weet aan die einde van hierdie teks meer as 3000 mense kom tot redding, wat beteken daar was verseker meer as 3000 mense wat vergader het hier naby aan hulle. En hierdie is dan Petrus wat gevul is met die Gees en hy wil verduidelik wat hier aangaan, is die heel eerste geessterkte preek wat die kerk nog ooit gehad het. Nee, die heel eerste geesgevulde preek vir die kerk. Petrus se preekie, so is nogal special. Om te dink dat 2000 jaar na hierdie dag, nee, dink daaraan hoeveel preke gevloei het na hierdie dag. Die Gees kom neer, die heel eerste preek, en van daai dag af tot nou toe is daar 2000 jaar se cumulatiewe preke van hierdie dag af wat die kerk gepreek het. Seker biljoene preke. In amper elke kerk, in elke land, amper elke land, in elke taal. En hierdie is die eerste ene, dis nogals. En soos wat ons kyk na hierdie eerste ene, is die sleutel tot die storie vanaand, is eintlik Petrus homself. Petrus is self die mees gedrewe, ambisieusste disipel van Jesus. En wat die swaard uitgeruk het en amper 'n arme ou wil hy het eintlik 'n arme ou se oor afgekap. Hy sê nee, Jesus, ek gaan jou beskerm. Hy is die een wat aan die een kant sê ja, Jesus, jy is die seun van God, en aan die ander kant sê nee, moenie kruis toe gaan nie. En dan sê Jesus vir hom, hey, jy verstaan nie wat ek doen nie. Wyk Satan.
Hy is die een wat altyd eerste praat, altyd die hardste praat. Hy is die windgatste een, as ek dit reguit moet sê. Hy is die een wat sê, ek sal jou nooit verlaat nie, Jesus. Dis hy. Hy sê, Rabbi, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê, hulle gaan jou nie kan vang nie, jy is die Messias. En op die aand, wraggies, op die aand, windgat Petrus, kom vang hulle vir Jesus, hulle lei hom kruis toe, en hy volg hy kruip self weg. Al die ander disippels het weghardloop in vrees. Petrus hardloop self weg in vrees, maar hy kruip weg en hy sien wat hulle doen met Jesus. En soos wat hy wegkruip, begin mense hom nader. Mense begin vir Lazarus nader. 3 vra hom of hy vir Jesus ken. 3 mense vra hom of hy sy geliefde redder ken, sy Messias, sy 3 jaar gevolg het en wonderwerk op wonderwerk. En die derde een wat na Petrus toe kom is 'n slawemeisie. Slawemeisie, Lukas 22 lees ons, hierdie slawemeisie, she closely looked at him and said, "This man was with Jesus." En in vers 57 sê Petrus, "Woman, I do him." And he denied Jesus. Sy vriend, sy rabbi, sy Jesus, die een wat hy vir 3 jaar gevolg het, gevul met vrees en selfsug en skaamte en geen geloof in enigiets wat Jesus gesê het nie, ontken Petrus vir sy geliefde Jesus. Dieselfde Jesus wat op daai oomblik op pad was kruis toe vir hom. Dis Petrus se storie. Maar dan sien ons skielik hoe hierdie selfde Petrus op hierdie dag gevul is met die Gees en met boldness en met confidence en letterlik, hy is die teenoorgestelde persoon. Sonder enige vrees staan hy op voor die skare en hy preek sonder 'n krummel vrees in hom. Preek hy, die preek waarna ons vanaand gaan kyk. Wat het gebeur? Wat het gebeur met Petrus? Ja, verseker is hy versterk deur die Gees. Maar soos wat ons sien wat hy preek, gaan ons selfs iets dieper sien in wat Petrus, soos wat die Gees binne hom die evangelie kom wakker maak het. Okay. So kom ons kyk. Hierdie is eintlik 'n lang pad om sodat ons verstaan waar ons is in die storie, maar is eintlik 'n lang pad om te sê Petrus word gevra om die vraag te beantwoord, wat gaan nie aan? Daar's wind, daar's verskillende tale praat, wat gaan nie aan? Hy moet nou verduidelik. En hy sê, dis die Heilige Gees wat gegee is in die kerk, maar dit is verskriklik omvallend vir ons om te sien. Dis duidelik die Heilige Gees wat neergestort het. Maar hy verwys 2 keer in 20 verse. Verwys Petrus 2 keer na die Heilige Gees. So in sy hele preek verwys hy 2 keer na die Heilige Gees. Die skare vra hom wat gaan aan, net 2 keer die woord Heilige Gees. In die res van die verse, waaroor praat hy? Dis al waaroor hy praat, dis al wat hy verduidelik. Waaroor praat hy? Gedryf deur die Gees is besorg om een persoon te verduidelik aan die skare wat vra het vir hom. Een persoon. Hy is besorg om oor Jesus te praat en oor niemand anders. Jesus is die een wat dit moontlik gemaak het vir die Gees om te kom. Dit is opvallend, ons moet dit sien, julle. Ons moet dit sien, die punt is dat reg hier in ons op te pof of om oor homself te praat nie. Die Gees het gekom om Jesus duideliker te maak aan ons. Om Jesus mooier te maak vir ons, om die diepte van die evangelie te laat verstaan. En dis die punt, dis hoekom die Gees gegee is. In Handelinge 1 het ons al gesien, ons het al hieroor gepraat, Handelinge 1 vers 8. Die Gees het gekom, hoekom het die Gees gekom? You will receive power when the Holy Spirit comes so that you can be my witnesses. Kerk, die Gees gaan kom sodat julle my getuienis kan wees in all Judea, Samaria and to the ends of the earth. Dis die mission. Dis die mission wat Jesus vir sy disippels gegee het en dis ons mission. Dis die kerk se mission. En dis hoekom die Gees ons bekragtig om hierdie offer, Jesus gee vir ons 'n offer. Hy sê ek ruil my lewe uit vir jou lewe. Ek vat jou sonde en ek gee vir jou my geregtigheid sodat jy nou na God toe kan gaan. Jy kan 'n verhouding met God geniet. En die mission wat Jesus ons gee is gaan verduidelik hierdie uitruilende offer van uitruilende lewens gaan verduidelik dit aan die res van die wêreld. Hierdie is julle mission. Die ding van lewens. Gaan maak dit bekend aan die res van die wêreld.
En dis waar ons is in die storie. Ons gaan nou stil staan by die heel eerste preek van die vroeë kerk. En ons gaan stil staan by Petrus se versterkte preek, soos wat hy die evangelie verduidelik. En dis ryk, dis baie ryk. So ons gaan vanaand kyk, ons gaan in die volgende 2 weke gaan ons 3 fundamentele elemente sien van die evangelie. Die core elemente van die evangelie. Vanaand en volgende week. Ons gaan sien hoe Jesus dood gegaan het. Ons gaan sien hoe Jesus opgestaan het en ons gaan sien derdens hoe Jesus op die troon sit vandag. Die elemente van die evangelie waarna ons gaan kyk. Maar daar's net tyd vanaand vir een van hierdie 3 elemente, die eerste ene, obviously. Ons gaan kyk na Jesus se dood vanaand. Na die eerste paar verse van hierdie ryk stuk. Jesus se dood gaan ons sien ons sonde, punt nommer 1, ons sonde en Jesus se dood. En tweedens God se plan en Jesus se dood. Dis die preek vanaand. Daai 2 punte. Ons sonde en Jesus se dood en God se plan en Jesus se dood. So kom ek spring sommer reg in die eerste punt in. Ons sonde en Jesus se dood. Petrus open met hierdie ryk profesie uit Joël 2. Waar hy gesê het, geprofeteer het, daar gaan 'n dag kom, Joël praat in die Ou Testament, daar gaan 'n dag kom waar daar 'n droë woestynland gaan wees en die Gees gaan neerkom soos 'n donderstorm op hierdie droë land. Daar gaan 'n vloed wees wat lewe gaan bring in hierdie droë land. Dis die Heilige Gees. Beeld wat hy gebruik vandag in sy tyd. Dis wat gebeur. Dis wat hier gebeur. Die Gees het gekom op hierdie droë land. Maar dan gaan hy verder aan en hy hou aan hierdie kragtige beelde gebruik van wonders and signs, blood, clouds, smoke, fire, the sun turned to darkness. As jy gaan kyk na daai profesie in Joël 2, as jy julle Bybels voor julle het, hy gebruik hierdie beeldspraak verder. Hy gebruik al hierdie beelde. En as jy na die detail kyk, dis insane. Al hierdie goed het waar geword in Jesus se bediening, in Jesus se lewe. Al Jesus se wonderwerke, dis wonders and signs. Petrus sê self, Jesus was attested to you by wonders and signs. In Joel, wonders and signs. Kyk na die detail, die bloed van Jesus wat gevloei het. Die son wat donker geword het die oomblik toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het. Die aardbewing wat die tempel geskit het en die gordyn geskeur het, die wolk en die clouds en die smoke wat Jesus opgevat het toe hy in die hemel opgevaar het. Die wind en vuur wat neergekom het hierdie dag toe die disippels volgemaak was van die Gees. Al hierdie beelde sien ons heel. So die hele profesie van Joël het waar geword hier in Jesus se lewe, in sy opvaring en in die neerkom van die Heilige Gees. Al hierdie beelde, dis amazing. Petrus sê alles hierdie was hoor die profesie het waar geword. Hierdie is tekens waar Petrus verwys na hierdie. Hy sê al hierdie het waar geword, dis tekens van die laaste dae. Ons is nou in die laaste dae, sê Petrus. Laaste dae, wat beteken die laaste dae? Die laaste dae beteken hierdie is die finale era van die mensdom. Daar's nie nog iets wat moet gebeur nie. Daar's nie nog 'n groot event wat moet gebeur nie. Hierdie is die laaste ding wat nog moet gebeur, is Jesus moet terugkom. Daar's niks anders eintlik wat moet gebeur nie. Intussen in hierdie finale beweging van geskiedenis is hierdie die era van vers 21 in julle Bybels, vers 21. Petrus sê hierdie is die era van everyone who calls on the name of the Lord will be saved. As jy die laaste era van die mensdom 'n titel kon gee, is dit hierdie titel. Die era van genade. Die laaste beweging van geskiedenis waar God sy genade gee vir die mensdom. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Dis nou. Laaste dag. Na hierdie era, is daar nie nog 'n kans nie. Hierdie era gaan tot 'n einde kom. Christus gaan terugkom, net soos hy opgegaan het ons gelees in Handelinge 1. En na hierdie era is daar nie iemand om te kom en te sê, red my nie Here nie. Jesus gaan terugkom en dan is dit verby. Dan gaan God in Jesus Christus alles kom regmaak. En dit sluit in die vernietiging van alle sonde en die ewige straf van alle sondaars wat nie hulle sonde bely het en na Jesus toe gekom het nie. Dis wat die laaste dae is. Dis waar ons nou is.
Die tekens is duidelik, sê Petrus. Kyk na Jesus se lewe. Nou, alles wat plaasgevind het in sy lewe, die son wat donker geword het. Hierdie is die laaste dae. Hierdie laaste dae is die dae, kom nou. Maar die vraag dan is hoekom? Die skare daar, hulle se preek, hy quote Joel 2, hoekom moet ons kom? Wat is nodig vir ons om hierdie genade te ontvang? Hoekom moet ons kom? Hoekom kort ons redding, Petrus? Wat het ons verkeerd gedoen? Daar klim Petrus in hulle in. Daar wys Petrus vir hulle presies hoekom hulle redding nodig het. Hy sê vir hulle, want julle het die seun van God doodgemaak. Julle het die Messias doodgemaak. Lees saam my, ek het dit weer opgesit, som op 'n slide, sodat julle saam my kan lees. Vers 6. Fellow Israelites, listen to this. Hy verduidelik, Petrus. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs, which God did among you through him. You yourselves know. This man, hierdie Jesus, was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. With the help of wicked men, put him to death by nailing him to a cross. Wat Petrus hier beskryf is nie net bloot die kruisiging van Jesus nie, maar hy beskryf die kruisiging van Jesus deur wicked men. Hy beskryf die kruisiging van Jesus deur julle wat hier voor my sit, julle skare. You, with the help of wicked men, crucified the Messiah by nailing him to death on a cross. Hierdie Jesus was geakkrediteer, sê Petrus, geakkrediteer deur, dit wil sê, wat hy gedoen het. Daar was geen twyfel dat hierdie 'n man van God, 'n man spesifiek gestuur was van God af nie. Meer as dit, die seun van God, want hy het soveel meer wonders and signs gedoen as enige ander figuur in die hele Testament. Jesus bly staan as die pinnacle van all miracles. Niemand het al ooit soveel getuig van God se wonderwerke soos Jesus nie. Niemand nie. En hierdie is, as jy daaraan dink, hierdie was die goed waaroor die skraat het. Dink daaraan, die blinde man wat elke dag daar gebedel het, hy was daar. Hulle het geweet hy was blind en hulle kan sien dat hy nou kan sien, want hulle het elke dag gesien hoe bedel hy. Die pa wie se kind gemartel was deur demone wat nou bevry is, hy was daar. Die tekens van die wonderwerke van Jesus was in hulle midde, daar in die midde van Jerusalem, in die skare. Dis waar hierdie goed plaas en letterlik 1000 ander goed. 1000 ander stories van ander mense. Die verlamde man was geken van, hy loop nou rond in Jerusalem en getuig van Jesus. Hierdie tipe wonderwerke was die akkreditasie van Jesus. Dit wat God sê, luister vir hom. Hoor hom, sien hom, luister vir alles wat Jesus sê. Daar's bewyse. Jy het ons rede om te luister, want hy doen hierdie wonderwerke. Maar en so mal soos wat dit klink, so dit. Maar my vraag is, hierdie tekens kom doen net. Wie sal 'n man laat kruisig wat letterlik duisende op duisende mense genees het soos Jesus het? Wie sal so 'n man laat kruisig? Wie sal 'n man vol liefde en genade kruisig? 'n man wat nie een keer sy vinger opgelig het om ooit terug te beklei teen al die boosheid wat oor sy pad gekom het nie. Wie sal iemand doodmaak net omdat hy bang is vir die waarheid wat hy praat? En die feit dat hierdie Jesus, wie sal hierdie Jesus wil kruisig, gegee dat hy hulle eintlik wil lei na die lewe toe, na ware lewe toe. En oral waar hy gaan, bring hy lewe. Wie sal 'n man laat kruisig wat letterlik die Times magazine beskryf hom as the most persistent symbol of purity, selflessness and love in the history of humanity?
Dis the Time Magazine, ongelowige tydskrif. The most persistent symbol of purity, selflessness and love in the history of humanity. Wie sal so 'n man wil dood hê? Die antwoord, en dit is, so dit is om te hoor, sê Petrus, ons sou hom wou dood hê. As ons eerlik is met onsself, sou ons hom wou dood hê. En dis bewys deur die menigte kere in ons lewens wat ons die Here probeer uitskuif het uit ons lewens uit. Wat ons hom letterlik probeer suppress, wegstoot, vergeet van hom, weghardloop van hom af. Dis 'n bewyse van die feit dat ons wil hom nie hê nie. Ons wens hy was nie daar nie. Ons wens hy was dood. 7 vers 7 sê Jesus vir sy disippels, "The world hates me because I testify that its works are evil." Dis hoekom ons hom sou wou dood hê, want die wêreld, ons haat vir Christus, hy wys ons wie ons is. Hy tot vandag toe is dit die wêreld se regte probleem met Jesus. Dis hoekom, al is hy hierdie simbool van purity en heiligheid, ons wil hom uit ons lewens uitstoot. Dit is vereis dat ek en jy en almal moet erken dat hulle sondaars is. Hy vereis dat ons die lewens moet face. Hy vereis dat ons moet eerlik wees met hom. Jesus bring die waarheid in die lewe in en alles wat goed is wat saam met dit gepaard kom en alles wat goed is van die waarheid. Hy kom juis om ons te red. Hierdie selfde Jesus wat op die kruis hang en vir die mense wat besig is om hom te kruisig, sê hy, "Forgive them, Father, for they do not know what they are doing." Hierdie Jesus, omdat hy vir ons die waarheid wil kom vertel van wie ons regtig is, omdat hy die krone wil kom afruk van ons koppe in ons eie selfgesentreerde koninkrykies wat ons bou, dat hy vir ons wil kom wys net hoe verlore ons regtig is, omdat hy ons terugroep en wegroep van die dinge wat ons liefhet, wat besig is om ons te vernietig, ons hom vernietig. In plaas daarvan om hom te luister en ons idols neer te lê, sê ons nee. En jy kan met my stry, maar dit was bewys. Dit was bewys. Jesus het in die midde van mense geloop en hy het die wonderlikste goed gedoen en gegee aan die wêreld, en wat het hulle besluit om met hom te doen? So wie is ons om te sê ons sou anders gereageer het? Jonathan Edwards, 'n prediker wat 'n herlewing gelei het in die 1700s, het gesê, "Unconverted men would kill God if they could get to him." En Edwards was reg. Dit was bewys. You with the help of wicked men put to death the Son of God by nailing him to the cross. Vanaand wil Petrus sê, die skare voor hom, dat as ons daar gestaan het, sou ons saam met die Jode geskree het, kruisig hom. Kruisig hom. Ons moet verstaan, die Here het ons geskape in sy beeld. Toe God op aarde gekom het, God Jesus, die skepper, hy was daar in die begin, ons beeld. Ons het meer potensiaal om meer wonderlike goed te doen as enige ander ding in die hele skepping, die mens. Ons het soveel goedheid in ons, soveel potensiaal in ons, maar daai selfde goedheid, daai selfde beeld van God in ons, saai elke dag die verskriklikste verwoesting. Daai selfde potensiaal word gebruik vir die grootste evils. En die Oekraïne is die perfekte voorbeeld van wat daar aangaan. Maar Jesus het gekom. God, wat daar in die begin was, skepper op aarde, het gekom om weer in ons midde te loop. Hy het mens geword, sodat hy weer vir mense kon wys hoe dit lyk om mens te.
Hy het ons kom lei sodat hy daai perfekte beeld van God wat in ons is, sodat hy ons wys wat ons kan wees. Hy het ons kom lei. We have lost our way, maar Jesus wil ons die pad kom terugwys. Maar vir dit moet ons eers verstaan wie ons is. Ons moet eers verstaan net hoe verlore ons is, voor ons kan waardeer die redding wat hy wil bring in ons lewens. Sien asseblief die eerlikheid van Jesus, die regheid van Jesus, die sonde wat hy wil hê ons moet sien. Dit is 'n harde realiteit. Dit is 'n harde realiteit. Sien dit. Maar dis alles verskriklike liefde agter dit. Die eerlikheid van Jesus. Dis verskriklike liefde agter dit. Dis hard, want aan die een kant, wanneer ons die kruis sien, moet ons sien, dis die straf wat ons verdien het. Daai straf. Die kruisiging van Jesus, die dood, die neerdaal tot op die volle straf van God wat opneem. Daai straf is wat ons verdien het. Dis hard, want wat sê dit van ons as dit die tipe straf verdien? Hoe sondig moet ons wees dat God daai tipe straf moet uitdeel teenoor ons? Wat sê dit van ons harte? Of ons dit nou sien of nie, of die heilige God van die heelal, die skepper van die hemel en die aarde sê, dis die straf om verdien vir die sondes wat hulle pleeg elke dag. Die kruis. Dis hard. Maar weet jy, dis liefde ook. Aandiens, dis liefde ook, want hy het kruis toe gegaan vir ons. Liefde is. Want al verdien ons daai straf, het hy dit nie, gaan hy leer dit vir ons, en neem dit op homself vir ons. Dit bly liefde, so moeilik soos wat dit is om te aanvaar. Maar ons mis hierdie. Soos ons die evangelie glo ons baie maklik die deel van sy liefde en omgee, maar ons glo baie moeilik die deel wat wys dat ons werklik diep binne ons sondaars is, gebroke sondaars is. Daai deel kom moeiliker na ons toe. Dis moeiliker om te glo, moeiliker om te ervaar. Ons glo maklik hy's lief vir ons, maar ons glo moeilik dat ons die kruis verdien het. En ek sien dit, want ek sien baie keer hoe verbaas ons is deur ons eie sonde. Ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Of ek kan nie glo ek hou aan om dit te doen nie. Ek kan dit nie glo nie. Hoekom is ek so? Hoekom val ek heeltyd? Hoekom is ek heeltyd vol woede? Hoekom is ek so 'n moeilike mens, so harde hart? Hoekom? Ek verstaan dit nie. Hoekom werk ek nie so hard soos wat ek moeg nie? Hoekom bid ek nie genoeg nie? Hoekom lees ek nie genoeg nie? Ek is so woedend op die pad. Hoekom lieg ek so om ander te impress? Hoekom is ek so vooroordelend teenoor ander mense? Hoekom het ek haat in my? Hoekom kyk ek na goed wanneer ek nie op die internet nie? Ek weet hoekom. Want jy is 'n sondaar. Jy is 'n sondaar. Verbaas dit ons. Hoekom is ons so geskok asof dit nie in ons lewe nie? Asof dit buite ons is, asof dit iets is wat ons dit net een keer gebeur, of dis ver van hom, of dis iets wat daai mense doen, maar nie ek doen nie. Nee. Sonde bly 'n diep en sterk realiteit in ons lewens. Want dis wie ons was, al het ons tot geloof gekom. So die vraag nou, soos ons na die tweede punt toe gaan, is wat moet ons doen met hierdie sondige realiteit in ons? Wat moet ons doen met hierdie sonde in ons? So dis ons sonde in Jesus, maar kyk nou, punt. Maar God het 'n plan gehad. God het 'n plan gehad. Kyk weer saam na die teks. Ek wil hê julle moet weer saam lees. Ek wil dit weer opbring. Vers 23 veral. Kyk na vers 23. This man over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. And you, with the help of wicked men, crucified him. Maar, vers 23. This man handed over to you by God's deliberate plan. Okay?
Kyk, die sonde van die mensdom het vir Jesus doodgemaak. Ja. God het 'n plan gehad. Wat Petrus hier sê is eintlik ver bo ons verstand. Dit breek ons brein letterlik en ek's dankbaar vir 'n God wat my brein breek. As ek alles van God verstaan, my God nie, om eerlik te wees. Ek's bly hierdie God is soveel hoër as ek. Soveel hoër as die mens dat hy my brein net breek baie keer. Maar terselfdertyd, so moeilik soos wat hierdie is om te verstaan, is dit stunning. Toe die seun van God gekruisig het, okay, toe bewys ons dat ons bereid is om vir God self dood te maak, net om onsself, ons sonde en ons plesiertjies en ons trots te beskerm. Ons het dit bewys. Sonde is sonde, maar daai dag was werklik die aakligste dag vir die mens. Want dit was werklik die aakligste sonde. Die dag toe ons die Skepper wou doodmaak. Die kruisiging van die Seun van God bly staan as die ultimate bewyse van ons deep depravity. Okay? Maar weer eens, God het 'n plan gehad. So hoor my. God, dis stunning, want God het 'n reddingsplan, God het ons met die wete dat ons in ons gebrokenheid die Seun van God sal laat kruisig. Okay? Dit was die plan. Maar ek wil hierdie duidelik stel, al behels God se plan vir die verlossing van sondes, al God se plan ons sonde, beteken dit glad nie dat ons nie verantwoordelik sonde nie. Ons is verantwoordelik vir die kruisiging van die Seun van God. Elke persoon het al op een of ander stadium in sy lewe God verwerp en hom nie wou laat bestaan het in sy lewe nie. Maar elke persoon daai dag in Jerusalem, elke persoon het gekies. Hulle wou dit doen. Hulle harte wou hom doodmaak met 'n werklike keuse van woede en haat. En hulle word verantwoordelik gehou vir daai sondes, soos wat ons hoor Petrus sê, you did it. Dit was hulle keuse. Maar God het 'n plan gehad. Die wil en plan van God, die sondige besluite van die mens behels en in ag neem. En dit het. Hy kan dit in ag neem. Sy wyse plan van verlossing het ons sondigheid tot ons so ekstreem in ag geneem dat hy die sondigheid gebruik om ons te red. En dit vat nie weg van die sonde self nie. Dit doen nie. Dit los ons net in bewondering dat God dit so beplan het, dat hy in sy wysheid en almag beplan het om ons sondigheid te gebruik as deel van sy reddingsplan. Dit breek ons pleit, dit behoort ons weg te blaas, die diepte en die rykdom van die wysheid en kennis van God in hierdie beplanning. Hoekom? Want in plaas daarvan dat hy sy vinger klik en sonde net vernietig, dink hy die wysheid en rykdom van die intelligensie van God, dink hierdie uit. Hy gebruik ons sondigheid. Dit wat ons onaantreklik maak. Dit wat beteken ons verdien die minste sy redding, nê? Die feit dat ons sondaars is. Gebruik hy as deel van sy plan juis om red van daai selfde sonde af. He used our sinfulness as part of his plan to save us from our sinfulness. Ek het vroeër genoem, ons moenie verbaas wees deur ons diep sondigheid nie. En ek wil nou bysê, sien, die Here was self glad nie verbaas deur die diep sondigheid wat in jou lewe nie. Dit was deel van sy plan. Hy was nie verbaas nie. Hy is so almagtig en wys dat hy dit gebruik het om juis die lelikste geheim, die lelikste dinge wins. Hy was so almagtig en wys dat hy dit gebruik het. Hy het gebruik dit wat die lelikste was vir ons om die ding te wees wat op die einde van die dag beteken Jesus kan ons red. Dis ons God. So wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer ons sondigheid sien, wanneer ons tekortkominge sien, ons donker geheimpies sien, daai swak dele van ons karakter sien wat soveel mense al seer gemaak het in ons lewens,
wanneer ons dit sien, moet ons hom juis nie wegstoot in trots en dink hy verstaan nie ons sondigheid nie. Nee, inteendeel, hy weet presies hoe sondig jy is. Soveel as deel van sy plan vir jou redding. Hy het dit in ag geneem. En dis dan juist dan wat ons eintlik, in plaas van hom weg te stoot, is dit wat ons moet onthou van God. Hierdie almagtige wysheid van almag en intelligensie, dat hy dit so gebruik het, want wat dit beteken is, deel van sy reddingplan vir ons, is om juist ons gebrokenheid te gebruik, en dit vir ons goed in. Is dit nie wat hy gedoen het op die kruis nie? Hy gebruik die deel van ons wat die gebrokenste is, en red ons met dit. Ons, in plaas van om te stoot, wanneer ons daai dieper dele van donkerte in ons sien, moet ons sien dat hy maak voorsiening vir dit. Hy het voorsiening gemaak vir dit in die kruisiging van Jesus. En hy hou aan elke dag jou gebrokenheid en sonde gebruik vir jou goed in Jesus Christus. Dis wat die kruis beteken. Dis wat ons hier sien. Hy hou aan die sleg, die seer, die sonde, daai goedes jy lief is, die gebrokenheid van die lewe, die siektes, al daai goed, draai hy om. Kyk dit as deel van jou reddingsverhaal vir jou goed. Dis wat ons sien in Jesus. Hy die kwaad in ons, die seer in ons, die sonde in ons, en hy skryf die wonderlikste stories met daai selfde sondes. Daai selfde gebrokenheid in jou is wat jou dryf na hom toe, is dit nie? Is dit nie wat jou maak tot 'n nood vir God nie? Is dit nie wat jou is dit nie? Julle, toe God op die kruis ons sonde gebruik het as deel van sy reddings, toe verklaar hy vir eens en vir altyd dat hy in Jesus Christus enige gebrokenheid kan gebruik om die mooiste storie mee te skryf. Want hy het dit gedoen. Kan dit aanhou doen en hy wil dit doen en dis wat hy doen nou in jou. Soos wat jy jou sonde beleef en sukkel om te glo dat God lief is vir jou. In plaas van om weg te stoot, sien dat hy vir ons vermoë alles kan gebruik om ons stories te skryf. Ons reddingsstories te skryf. Nie net het hy ons gered nie, maar hy is elke dag besig om jou te red. Ek weet nie waarmee jy worstel of sukkel of hoe jy voel oor God op. Ek weet nie waar jy skuldig voel nie. Maar sien asseblief vanaand die wonder van die evangelie. Sien dit. In plaas daarvan dat hy jou wil uitgooi, die gebrokenheid van jou vat en dit herskryf in 'n ongelooflike getuienis vir jou. Sodat jy daai getuienis kan gaan deel met die res van die wêreld. Sien dit asseblief raak. Maar teen jou gaan staan en teen my gaan staan, soos wat ons hierdie wil doen, is ons trots. Ons trots wil hom wegstoot. Ons trots wil nie erken dat ons regtig so bad is nie. Ons is nie so bad. Ons 'n deel van ons wat nie wil verneder word om te erken hoe gebroken ons is nie. En dit hou ons weg. Dit hou ons weg om die evangelie en die liefde en die genade en die vergifnis te kan aanvaar, geoffer word vir ons vanaand. En so hoe kan Jesus Christus jou storie skryf deur die wonderlike krag van die evangelie, as jy nie wil erken dat jy 'n sondaar is nie? Hoe kan hy? Die eerste stap van die evangelie is altyd om te erken, ja, ek is 'n sondaar. En ek kort nou sy redding. Ek is dalk gered, maar ek kort nou sy. Ek het 'n ongelooflike quote deur Dane, wat eintlik in daai boekie was wat Ruben vir ons gestuur het hierdie week. So dis op die aandiensgroepie, as jy daai uitstekend. Maar ek het 'n quote gesteel uit daai lesing uit. So lees sê Dane Ortland vir ons. Jesus saves. I mean, he is saving and not only helping. As sinners, we are not wounded but dead in our trespasses and need not merely strengthening or helping, but resurrection.
a full-scale deliverance. One reason our spiritual growth grinds down is that we gradually lose a heart sense of the profound length to which Jesus went to save us. Save us, not help us. We were running full speed in the other direction, and he chased us down, subdued our rebellion, and opened our eyes to see our need of him and his all-sufficiency to meet that need. We were not drowning in need of being thrown a life preserver. We were stone dead at the bottom of the ocean, and he pulled us up, breathed new life into us, and set us on our feet. And every breath we now breathe, we now draw is his full and utter deliverance of us in all our helplessness and death. Julle, as dit is waardeur Jesus gegaan het, en as dit die krag van God in die evangelie om ons te red, en as God nie verbaas is deur jou sondigheid nie, maak nie saak wat dit is nie. Hoekom? Maar hoekom sal hy daai gaan en dan jou nou skielik laat gaan? Punt is, hy sal nie. Hy sal jou nie laat gaan nie. Hy sal jou sondige storie gebruik om jou te red, om jou terug te bring en om jou te nederig tot jy op jou knieë val en loof en prys vir sy goedheid. Hy sal jou nie laat gaan nie. Hy sal nie deur al daai gaan en jou laat gaan omdat jy verbaas is deur jou sonde nie, of omdat ek verbaas is deur my sonde nie. Kyk, ek wil dit weer sê. Petrus het 3 keer vir Jesus ontken en hy het daai aand die diepste, donkerste deel van sy hart en sy lewe. Hy het. En Jesus kuier toe vir Petrus en Jesus gaan kuier vir Petrus en toe Petrus vir Jesus sien, toe spring hy uit die boot uit en hy hardloop vir Jesus en hy gryp hom. En Jesus sit met Petrus en hy sê vir Petrus, sal jy my skape lief hê? En Petrus sê, ja, ek sal. Sal jy my skape lief hê, sê Jesus. Petrus sê, ja, ek sal. 3de keer in trane vra Jesus, sal jy lief hê? En Petrus in trane sê, ja, ek sal. Jesus kom en ontmoet vir Petrus in sy diepste, donkerste sonde en sê, kom, jy gaan die rots wees. Jy gaan die eerste preek in die nuwe kerk wat ek geplant op aarde. Ek gaan jou storie gebruik, jou sondigheid gebruik en 'n storie skryf wat my eer bring, Petrus. Wat my groot maak, Petrus. Kom. En ek sê vir julle vanaand, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Ek weet nie waar jy is vanaand nie. Ek weet nie wat jy voel of dink jou sondigheid doen of wat, hoor vanaand. Everyone, maak saak wat jy gedoen het of wie jy is nie, who calls on the name of the Lord will be saved. Kom ons bely vanaand, erken ons sonde en vertrou die krag van Jesus op die kruis en die wysheid van Jesus se redding daar om ons stories te kom skryf vir ons, sodat ons daai stories kan gaan vir die res van die wêreld. Kom ons bid saam. Almagtige God en Papa Vader, ons dankie vir hierdie woord. Ons sien ons sonde en ons weet nie wat om dit te doen nie. En soos Adam gaan wegkruip in die bosse en ons wil weghardloop van U af, maar nee. Asseblief Heilige Gees, kom en raak ons harte aan met hierdie uitnodiging. U roep ons uit daai plekke uit, ons weg donkerte na die evangelie toe. U roep ons om na hierdie plan toe te kom, hierdie plan van redding toe te kom. En om ons lewens daar neer te lê en te vertrou dat U ons lewens kan oorskryf in 'n storie in wat verstand sal ter bowe gaan. En my gebed is dit, kom en doen dit vanaand. Kom en doen dit hierdie week, kom en doen dit hierdie jaar en kom doen wat in hierdie kerk sit hierdie jaar. Bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf
op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.